Ek groet hier die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker, op hierdie Woensdag, die 5de Augustus 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Gister toe praat ek so 'n bietjie van kosteberekening. Daar uit Lukas 14, vers 27 tot 29 is geskrywe, en elkeen wat sy kruis nie dra, en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. So wanneer ons tot bekering kom, wanneer ons in ons roeping begin intree, dan moet ons die kosteberekening doen daarvoor. Want jy gaan vriende verloor. Jy gaan familie kry wat jou afskryf. Jy gaan minder geliefd wees deur die wêreld. En baie keer gaan jy eensaam voel. Baie keer gaan dit vir jou voel, was dit die regte besluit om die Here te volg, want dit lyk so onregverdig. Maar dit is nou juist waar dit inkom om die kosteberekening te doen. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of hy die middele het om dit uit te voer nie. Het jy genoeg krag? Het jy genoeg geloof om vas te staan in dit waarvoor die Here jou geroep het om te doen? Jy sien, die meerderheid van die mense verstaan dit nie, want die meerderheid van die mense is of koud of lou. Luister mooi, of koud of lou warm. Want wanneer hulle sien dat jy dien die Here voluit, dan is daar mense wat vinnig is om vir jou te sê, jy het 'n ander tipe gees, want jy's te erg, hulle noem dit soms 'n religious spirit, maar dit is nie wat dit is nie. Jy's net gehoorsaam aan die Here. Jy sien, die koste bereken is juis, dit kos jou om jou kruis te dra. Jesus het die kruis gedra. Dit het hom gekos. Hy het tot by Golgotha geloop met daai kruis. Dit het hom gekos, elke druppel bloed. Elke druppel bloed is uit sy liggaam uit. En hy het daar op Golgotha gesterf aan die kruis. Vir jou en my. En op die 3de dag het hy opgestaan uit die dode uit. Die dood is oorwin, sodat ek en jy nie mismoedig hoef te word nie. Sodat ons die pad kan stap. Maar ons moet die kosteberekening doen. Sodat as hy die fundament gelê en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, nie miskien met hom sal begin spot nie. Ek onthou toe ek eers tot bekering gekom het, hier einde 2000, begin 2001. En dit was nie lankie toevallig, want ek het nie die kosteberekening gedoen nie. Ek het begin eensaam voel, ek het begin alleen voel. Vriende het weggeraak. Maar die ander ding wat ek jou wil vertel is dat, toe ek so tyd terug begin het met die Bybelstudieboek, eers het ek hom begin skrywe en toe het ek aan beter dinge gedink en meer dinge gedink en ek het die eerste boek wat ek begin het toe nou opgehou en ek het begin met die tweede boek. So alles wat in die eerste boek is nou ook in die tweede boek, maar op Dinsdae aande dan hou ons nou 'n Bybelstudieklas so live op WhatsApp. Gisterand het ek natuurlik gemis, ek is bietjie siek, vir hom verskoning, maar ons gaan binnekort weer aan die gang wees. Maar toe ek begin het die eerste keer daarmee, toe wys die Here vir my 'n baksteenmuur. 'n Baksteenmuur waar die fondasie ook gegooi is. Nou ons weet almal, Christus is ons fondasie. Ons kan nie net sommer bou sonder ons fondasie nie. Ons kan nie sommer net bou as ons nie die woord lees nie. Ons kan nie net bou as ons nie geloof het in Christus nie. Hy is ons fondasie. So ons fondasie moet eers sterk wees in hom. En dan moet ons kyk na die bakstene. Want wat die Here my gewys het daai tyd, is ons bou bakstene. Ons bou hierdie muur. Nou luister baie mooi. Hierdie muur is vol van die vrug van die Gees. Vol van die gawes wat die Heilige Gees jou gee. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis waarmee jou stene, dis elke steen se naam. Elke steen is een van daai name.
So wanneer jy 'n tekort het aan selfbeheersing, of wanneer jy 'n tekort het aan goedheid, of wanneer jy 'n tekort het aan goedheid, mis jy 'n baksteen in jou muur. So wanneer jy jou muur bou en daar's bakstene weg, raak jou muur al hoe meer swakker. Daarom is dit vir ons belangrik om te werk aan ons gawes, te werk aan ons vrug. Die slegte vrug is oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, alles wat verkeerd is. Nou vra ek jou vanmôre, hoe bou ons mure? Is jou muur vol van daai stene met die name, goeie name? Of is hy vol van hierdie swak klei stene, wat verkrummel, wat die slegte dinge is? Weet jy, die Here vir my daai muur wys, toe sien ek 'n klomp gate in my eie muur. En ek sê dit vandag, want dit is my getuienis. Want ons almal het 'n tekort aan dinge. En ons moet self ondersoek doen op 'n gereelde basis en seker maak dat daai stene word versterk en nie verswak nie. Dat daai stene word beter, daai vrug van die Gees groei in ons elke dag tot beterskap, tot guns van ons Here. Want ons is nie geroep tot onsself nie, ons is geroep deur hom. Hy is ons fondasie. So kom ons bou reg, kom ons doen die kosteberekening op die regte manier. Moenie jouself indoen nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir 'n nuwe dag. Dankie dat U ons vooruit gaan, Here. Dankie dat U ons uit die woord uit leer, die verborgde dinge vir ons wys. Dankie, Here, vir elke vriend wat saam staan in gebed, Here. Dankie vir ons elkeen wat ons gate kan sien in ons muur, Here, en kan werk daaraan, sodat ons daai stene kan versterk en ons muur op 'n goeie fondasie kan bou. Met sterk stene en sterk sement, laat die Heilige Gees deur ons gaan, Here. Help ons om selfondersoek te doen, Here, volgens U wil en na U woord te luister, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.